Okay julle, ons gaan vandag gou die opsomming doen vir Deuteronomium. En die goedjies wat my opgeval het, onthou nou mense, ek het hierdie nou al voorheen gesê en ek gaan dit maar weer sê. Julle sal agterkom as ek lees, verwys ek na die oral waar daai Here staan, verwys ek na die Hemelse Vader, want ek glo Here is Baal se afgodnaam. En ek gaan dit nie gebruik nie. Die Vader se naam is JHWH. En dit is vir my hoogheilig, dis nie 'n naam wat ek net gaan gebruik nie, maar ek gebruik wel die woord God, want dit is 'n titel, soos byvoorbeeld die God van Abraham, Isak en Jakob. So ek noem dit maar altyd, laat mense net verstaan hoe ek wel die Bybel lees. En dan wil ek ook maar net sê, mense onthou, alles wat ek nou hier opbring is goedjies wat my geplaat, goedjies wat vir my nie sin gemaak het nie. So hierdie mag dalk vir jou as 'n persoon alles van akademiese belang wees, en dit is reg, dit is die hele idee. Die idee is eintlik maar van my kant af is maar net om weer 'n bietjie iets binne in jou op te kikker en te sê, hoor, jy gaan lees bietjie die woord. Gaan bestudeer hom, as iets nie vir jou sin maak nie, probeer verder uitvind wat staan daar, wat is die gebruik, wat moet 'n mens doen. En dit is vir my belangrik, en dit is maar die hele effek van hierdie oefening van wat ons doen hierso, met die Afrikaans en die Engels, wat daarmee gepaard gaan. Jy gaan ook sien, van die van julle wat die Engelse deel ook luister, daar is partykeer variasies op dit, en dis belangrik, jy weet, as 'n mens daai goedjies doen, dan maak dit vir jou baie keer meer sin, ensovoorts. Maar okay, mense, dis dit, ek gaan nou afskiet of afskop met Deuteronomium. Deuteronomium is vir my 'n baie belangrike ene, in terme van, as jy kyk, veral as jy by die seën en die vloek kom, want ek glo in ons land sit ons nou juis met die vloek, omdat ons sy weë verlaat het. So is nogal 'n belangrike een vir my, maar weer 'n keer mense, dit hang nou maar af van elke persoon op sy eie effek. Okay julle, hier gaan ons. So my eerste puntjie wat ek het is, jy mag niks bysit of wegvat van die wet af nie. Die wet is die wet. Julle sal weet aan die einde van hierdie boek wat ons nou lees, die Bybel, staan dit ook in die laaste boek, laat niks, jy mag nie boeke wegvat of bysit van hierdie boek nie. En snaaks genoeg is dit 'n klomp keer gedoen deur ons geskiedenis, is boeke weggevat. Daar is selfs boeke wat dele van die boek weggevat is. So ja, sterkte vir daai manne. Ek glo maar wat in die Bybel staan, so hoekom hulle dit gedoen het en wat die inspirasie daarvoor was, sal ek nou nie weet nie. Maar ek kan nie glo dat hulle dit wel gedoen het nie, maar dis dieselfde met die wet. Daar is 'n paar wysigings op die wette, wat die Vader se seun doen, en ek dink waar daar wel dalk 'n misinterpretasie oor tyd ingekom het, maar dit nou daar gelaat. Dis goed wat ons later sal optel. So, ja, dit was die eerste puntjie. Dan wil ek net ook sê, jy weet, as jy die wet onderhou, en jy weet, dan sal jy sien, die ander volke sal spesifiek sien hoe geseënd is jy as 'n volk. En ek meen, jy kan dit, enige ou wat vir my sê, in ons land is ons geseënd, ja, daar is nie 'n manier nie. En dit maak nie saak van watter kant jy afkyk nie, ons is definitief nie geseënd nie. En dis belangrik, jy weet, ons moet dit verstaan. Ander volke sal jy sien en sê, hoorie, Jessie, kyk hoe goed is die Vader vir hulle. Jy weet, dit is so eenvoudig. Dan 'n ander ding wat aangeraak is in Deuteronomium wat belangrik is, so as jy nou nie sy wette onderhou nie, en hy verwyder jou uit die land uit, so hy gee nou maar basies pak slaag, as mense dit nou so kan stel. Wat belangrik is daar, hy verlaat jou nooit nie, so dis nie of vir jou net gaan los en sê, okay, jy's nou gewors, jy moet nou maar op jou eie aangaan nie. Maar wat hy wel sê, as jy dan
jy weet, regtig berou het oor wat jy gedoen het, en jy, ek sê sommer hierso, jy buig weer die knie, dan sal hy weer na jou kyk en jou help ensovoorts. En dis belangrik, ek meen dit is die hele konsep van die Exodus ook, op die einde van die dag. Hulle het, jy weet, dit was nie lekker nie, en hulle het maar gemoun oor hulle situasie. En ek dink daar is maar wêreldwyd ook besig om so situasie besig om op te kom. Net 'n ander puntjie is ook, as jy die wette, die insettinge en die verordeninge onderhou, soos wat dit gestel is in hierdie vorige boeke, dan sal die reën ook op die regte tyd kom. En onthou, reën is belangrik, jy weet, of dit nou is vir jou goed wat jy plant, jy weet, groente en sulke tipe goed, maar ook vir jou diere, veiding ensovoorts. So mens moet verstaan dat as jy nie hierdie goed doen nie, gaan jy maar bakslaag kry. Dit is so eenvoudig. Ons maak dit moeilik, maar dit is regtig so eenvoudig. Die doodslagreël is ook vir my iets interessant gewees, veral toe ek jonger was, want dit het nooit vir my sin gemaak dat jy weet, en as ek nou sê jonger, praat ek van toe ek nou nog in die laerskool en goeters was, waar hulle vir jou sê, jy mag nie doodslaan nie, en dan in die volgende versie lees jy, nee, maar jy moet nou almal gaan doodmaak, jy moet hulle met die bandvloek tref. So dit was vir my nog altyd 'n moeilike een, maar ja, as jy gaan lees wat die doodslagreël sê, is dit nou maar 'n ongeluk eintlik. Jy weet, jy was nie kwaadwillig teenoor daai persoon nie, dit was uit en uit 'n ongeluk, en dit is nou maar waarop het neergekom het. En dan kon jy nou vlug na hierdie verskillende stede toe, van die doodswreker af wat jou, jy weet, wie ook al jy dan nou doodgemaak het. En dit is, jy weet, dan nou maar daai situasie. Maar as jy hom kwaadwillig was, as jy 'n moordenaar, dan word jy doodgemaak. 'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dan 'n ander ding is, wees vrolik, as jy vir die Vader offers bring. So dit moenie 'n situasie wees waar, ag ja, ek moet dit nou weer, jy weet, dit help nie. Jy weet, dit is, as jy nou dink aan vandag se tyd, jy weet, as daar nou ouens is wat kerk toe gaan ensovoorts, jy weet, dis meer moeite as wat dit werd is, en dit is nie hoe dit moet wees nie, jy weet, jy moet juis dit gaan doen, want jy wil dit doen, as 'n mens dit so kan stel. Dan het hulle weer geraak, moenie bloed eet nie, want die siel is in die bloed. Jy weet, sorg dat jy dit uitgooi, en dit dan toemaak, in die grond. Ja, dan wil ek net sê, hoofstuk 25 en 30, of hoofstuk 25 tot 30, is baie, baie belangrik. Luister dit baie, baie mooi vir die vervloeking en die seën, en hoe daai twee werk, en dan vergelyk jy met waar ons as 'n land staan, en waar ons as 'n wêreld staan. Dis vir my hart en oop en duidelik, dat ons is in die vervloeking, omdat ons sy weer verlaat het, sy insettinge, sy verordeninge. So ek wil maar net daai reemfaseer, ek sal dit waarskynlik weer reemfaseer voordat ek klaar praat oor hierdie enetjie vandag. Dan het ek ook gesê, jy weet, 'n siener sal herken word deur of sy goed waar word of nie, maar hy mag jou nie verlei nie, om ander gode te dien nie. So dis baie belangrik dat as jy 'n siener het wat inkom en hy sê vir jou hierdie goed en daai goed, jy weet, ons het in ons eie weë, as 'n boervolk byvoorbeeld, het ons 'n hele paar sieners gehad. Ek kan net so vinnig dink aan oom Siener van Rensburg, en ons het Johanna Brand gehad ensovoorts. Maar wat belangrik is daar, hulle kan jou nie wegvat van jou Vader af nie. Sodra hulle begin ander goeters kwytraak, dan moet jy weet, hulle die pad duister geraak. So hou dit in gedagte, is baie belangrik. Dan wil ek net so vinnig praat oor die bandvloek. Ek dink mense verstaan baie keer die bandvloek verkeerd. Bandvloek is baie erg. Jy maak alles dood met die skerpte van die swaard, so alles word doodgemaak, en alles word dan verbrand op die einde van die dag. Daar's nie dat jy iets hou nie. Vrouens, kinders, diere, enige iets word op die einde van die dag vernietig. So die bandvloek is baie erg. Dis nie net van jy weet, jy maak net hierdie een dood of daai een dood of wat ook al nie. Die bandvloek is baie erg. So daar waar hy praat van hy word met die bandvloek getref, is nie
Is nie speletjies nie. Dan net die feit dat jy met elke 7 jaar jou broer vrymaak of kwytskel. So as hy skuld, as jy jou skuld het vir jou, of jou broer skuld jou iets of wat ook al, elke 7 jaar, as dit opkom en hy kon jou nog nie betaal nie, dan moet jy hom kwytskel. En jy mag hom nie kwaad wees vir hom nie, jy moet hom inteendeel nog van jou goed gee ook, en hom op sy pad stuur, dat hy geseënd kan wees, laat hy jou nie op jou einde verkla by die Vader, en jy dan nou gestraf word nie. En sê jy nou vir my, wie in ons dag van tyd werk so? Jy weet, dit is die tipe goed wat ons gaan moet weer na kyk en seker maak dat ons dit weer doen. Maar dit kom alles weer ook terug na naaste liefde toe. Wat ons anyway nie meer doen nie, of het in ons samelewing nie. Dan, as jy mooi gaan luister na Deuteronomium en jy luister na die stelsels wat in plek is, van Bybelse dae af, jy weet, as jy nou van die regters of die rigters, soos wat het bekend staan in Afrikaans, wat eintlik maar regters is, en hoe hulle die goed in plek gesit het, is dit maar baie soos wat dit nou is. Jy weet, jy het nog steeds, jy weet, 'n bestaande regstelsel ensovoorts, maar die verskil is, die Bybel is uit dit uitgehaal. Ons geloof is uit dit uitgehaal. So dit werk nie meer op noodwendig die wetlike aspekte soos wat dit in die Bybel was ensovoorts nie. Jy weet, jy kan nou snaakse goeders doen en wegkom met dit. So, ja, so dis nie dat die stelsel heeltemal cockeyed is nie, is net die mense wat dit hardloop en wat die wette in plek stel, wat eintlik maar cockeyed is. Dan jou koning en of jou president, maak nie saak hoe jy daar na kyk nie, moet van jou eie broers wees, nie 'n vreemdeling nie. So weer 'n keer moet jy maar seker maak daarvan, dat as jy 'n broer of 'n vreemd of 'n jy weet 'n koning oor jou aanstel, president of wat ook al, ek meen, dis nou presidente, maar is maar eintlik jou koning, dis die ou wat die besluite maak op die einde van die dag, moet dit iemand wees wat uit jou broers uitkom, dis nie, jy kan nie net enige ou aanstel nie, want sy prioriteit gaan altyd by sy mense en sy goed wees, gaan nie by jou wees nie, is maar so eenvoudig, dis is maar hoe dit is. Dan waarseers, wat met die doderyk praat, en cholerary en daai tipe goed, hulle moet doodgemaak word, hulle hoort nie in jou volk nie, maar in dieselfde asem profete sal opgewek word, wat uit die midde van jou broer sal uitkom. So profeetse woorde moet waar word, anders te kom hy nie van die Vader af nie. So ek het voorheen daarin geraak, selfs as 'n siener, want dis mos maar 'n profeet, selfde ding. Op die einde van die dag sien hy iets wat in die toekoms gaan gebeur, en jy moet dit meet aan wat of dit waar word of nie. Ja, en dan die laaste punt wil ek maar net weer sê, soos wat ek gesê het, luister baie mooi van hoofstuk 28 tot 30, dit is die vervloeking en die seëning, en ek dink persoonlik ons is in daai vervloeking wat baie gepraat word in Deuteronomium 28, en dit is maar omdat ons nie die insettinge en die verordeninge onderhou nie. Deuteronomium, soos wat ek sê, is vir my 'n baie belangrike een. Daar is nie eintlik iets wat jy eksklusief kan uithaal en sê, jy weet, behalwe nou maar die vervloeking en die seëninge, maar jy moet maar mooi gaan luister wat daar is. Jy weet, die eerste deel is maar gedek oor wat gebeur het tot en met nou, maar soos ek sê, daai vervloeking en daai seëninge, yes, dis belangrik, want jy gaan nooit suksesvol wees of enigiets aanpak wat gaan werk in jou lewe, in jou geestelike lewe, as jy nie die insettinge en verordeninge van die Vader onderhou nie. En solank as wat jy ander dinge doen en die goed either verkeerd doen of jy weet, jou eie kop volg of wat ook al, dis waar die groter probleem inkom. Jy moet sorg dat jy daai insettinge so ver as moontlik kan onderhou, wat menslik moontlik is. Jy weet, as jy nou vat, byvoorbeeld, ons het nou vroeër gelees dat die brandoffers en daai goeters, jy het 'n leviet nodig om daai goed te doen. Jy kan dit nie as koos dit doen nie. Maar ons weet ook dat die offer word mos nou maar later vervang. Jy weet, dis hoekom ons ook sit waar ons sit, maar daar is nog sekere goed wat jy kan doen en sekere feeste wat jy kan vier. Jy weet, so mens moet maar versigtig wees, jy weet, as jy byvoorbeeld die feeste vier, en hoekom ek dit nou ook noem is, ons is nou
in die fees van trompette, en is belangrik dat jy dit wel vier in die nagwaak doen, en al daai dinge wat daarmee gepaard gaan. Dat jy nie net jou eie ding doen, en nie eers weet van die fees byvoorbeeld nie. Jy weet, ons verval baie keer dat ons dink, ja, okay, maar hierdie is nou 'n jy weet, 'n fees van daarbo, daai ou klein lyntjie daarbo, maar jy is deel van die geloof. So maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Op die einde van die dag moet jy moet tog volg wat die boek sê. Anders dan kan jy sê jy's daai geloof nie. Jy kan nie sê jy's 'n boeddhis, maar jy doen jou eie ding nie. Jy kan nie sê jy's 'n wat is hierdie ander ouetjies nou? Ag, nou kan ek nie op die naam kom nie, maar maak ook nou nie saak nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Op die einde van die dag is jy moet, as jy glo hierdie is die boek en hierdie is jou geloof, moet jy die geloof uitleef tot die beste van jou vermoë en jou kennis. Maar om dit nou weer te sê, is ook nie net so eenvoudig nie, want jy moet tog die wette, jy moet die boek ken, jy moet hom verstaan, jy moet seker maak dat as jy sekere goedjies doen, is dit reg, is dit verkeerd. En dit is baie maklik en eenvoudig om te doen. Jy gaan lees net die boek. Jy hoef nie mense te glo nie, jy hoef nie te luister na videoetjies en stemgreepies en sulke goed nie. Jy weet, op die einde van die dag, gaan lees net die boek. Al kry ek jou net om weer daai boek op te tel van die rak af, en om net weer te begin lees. Dis al wat die intensie is. Ek wil jou nie probeer oorreed dat jy op sekere manier moet glo nie, dis vir my nie relevant nie. Vir my gaan dit uit en uit, dat ons net weer daai gelowige herlewing kan kry in hierdie land. En dat ons weer die liefde van ons Vader in ons harte kan kry, en dat ons vir ons broers weer kan lief wees, jou naastes. En dit is maar die kraks van dit. So mense, ja, ek hoop hierdie help. Andersins, soos wat ek sê, as dit nie vir jou is nie, jy weet, dit is nie 'n probleem nie, jy weet, blaai verby, dit is regtig nie 'n groot ding vir my nie. Ek doen nie hierdie om enigiets daar uit te kry nie, is maar net iets wat die Vader op my hart gedruk het op die einde van die dag. So dis net vir my belangrik, as jy regtig wil waarde hê in jou lewe, jy weet, dit is belangrik. Gaan tel die boek op, gaan lees hom. Maak tyd vir die Vader. Hy maak altyd tyd vir jou. Jy weet, as jy in 'n krisis is, dan roep jy na hom toe. Maar die res van die tyd vergeet jy van hom. En dit is nie regverdig nie. Dit hoort nie so nie. Okay julle, maar wonderlike dag vir julle, en dan praat ons weer. Bye.